verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Baie hartelike goeie naand. Dit is Sondag aand, Kruiskyk, en ek hoop net voordat ek jou verwelkom, hoop ek dat jy sien uit na hierdie hele nuwe image en soveel goed wat op Kruiskyk gaan kom, en ek was sommer al by voorbaat vir die Kruiskyk span in die Kaap sommer baie geluk sê met dit wat hulle doen. Ons kry maak nie die goed soos julle dit kry, maar al wat ek weet, hier kom iets groots, hier kom iets niets, en dis wonderlik. Dis baie lekker om deel te kan wees van hierdie wonderlike inisiatief, en om met jou te kan gepraat, is vir my 'n baie besondere voorreg. Dankie, my vrou, sy was so 2 sondaande, was sy uitgesaai geweest, so nou die volgende 2 sondaande gaan jy nou na my moet luister. En ek wil pas sê of jy het like of nie, maar prys die Here, dis vir my 'n voorreg om met jou te kan gesels, en my gebed is dat jy net sommer gestig sal word, geestelik. Dis tog mos waaroor dit gaan. Dis Sondag aand, dis nou skuins na 8, en ergens in die week gaan jy weer na hierdie uitsending kan kyk, met die heruitsending weet nooit wanneer nie, maar ek getuienis wat ek wil vertel, wat ek gedeel het tydens my voice clips wat ons so uitstuur, oor wat die Here vir ons gedoen het, hier so in die 2/3 van Mei, Junie, waar is ek nou? Nee, dit is my maand, ja, hier sê julle, sorry ouens, verdra my maand, wat die Here vir ons iets baie groots gedoen het, 17de Mei, nou net voordat ek gepraat, dat ek het vir jou lees, Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle eie lewe nie lief gehad nie. Nou hierdie is een van die grootste wenresepte, en dit is, gaan vertel wat die Here vir jou gedoen het, ongeag, die duiwel so baie keer vir jou sê, ag weet jy wat, dis gering, dis nie so groot nie, ek wil vir jou sê, net om op te staan, en om vanaand die uitsending te kan hoor, daar in jou sitkamer, waar jy ook al is dit daarom waarlik 'n blessing van die Here af, is dit nie? So, ek wil getuig, ons bedien baie, praat baie, ek wil 'n getuienis bring oor wat die Here vir my en vir Desiree gedoen het, my vrou. Net so na 9 keer preek vir 'n week, so tussen die 17de Mei, Sondagoggend, Sondag aand, Maandag, Dinsdag, Woensdag aand, daar by Pinkster Protestante Kerk Mooi, het ons daar bedien met die Pinkster bidure, en dan die Vrydag aand, Saterdag aand en Sondagoggend die by ons bedien, en dan die Sondag aand het ons weet al die pad deurgery van Newcastle af, en ons kilometers wat ons gery het, was so by die 3000 kilometers vir daardie tyd, met die rondryery, en so, maar hier is waaroor ek wil praat. Die Sondag aand het ons van die Newcastle af deurgery, Elroy Theater toe daar by Pasovili, en Jackie Olwagen, wat ongelooflike tyd het ons gehad by beide hierdie gemeentes. Dit was net uniek en besonders, maar Sondag aand het ons met ons bussie gery van Newcastle af na 'n wonderlike tyd, en wat ons die week gehad het, en ek en my vrou het die paar mensies gelaai in ons bussie, en ons is hier deur die Sondagmiddag om die, ek dink dit was 6:30 die aand wat die diens was, daar by Elroy Theater, en ons plan was natuurlik om na die diens weer terug te ry, al die pad Newcastle toe,
En so het die Here ons dan nou net gebless om dit te kan doen. En 'n lang storie kort, ons het 'n goddelike tyd gehad, busievol mense, en ons het so skuins voor 10:30 daai Sondag aand eers vertrek weer van Elroy af, maar aan die einde van daardie diens, dat ek begin getuig, aan die einde van daai diens, het pastoor Willie, soos wat ek glo die Here op sy hart gelê het, vir my en my vrou vorentoe geroep, en hulle het vir ons gebid. Mense, julle verstaan nie, klop pastore, en seker maar van sy bedieningsspan, en kerkraad ouens, en ja, en ek en my vrou daar gestaan, ons was letterlik omring deur soveel pragtige mense wie vir ons bedien het, en hier so ergens na die einde toe van hierdie blessing wat hulle vir ons bid het, pastoor Willie Olwage, baie ernstig. Hy het actually die hele prosedure gestop en gesê die Here wys vir hom dat die vyand wil my en my vrou ombring, om die lewe bring. Hy's agter ons lewe aan nou. Come on ouens, the devil never fights you nou, maar hy's jou motor agter jou nou ook aan, hoor. Maar God openbaar dit. God openbaar dit, en hy bid vir ons baie ernstig, soveel so dat daar was 'n enorme salwing gewees toe hy vir ons bid, en hy sny die gees van vroeë dood af. En hy sê die vyand wil julle in 'n motorongeluk. Nou, ek wil dit net vir u noem, dat deur die genade van die Here ry ek en my vrou duisende kilometers elke jaar, in 'n jaar waar ons gaan uitbedien. So ja, ons is maar blootgestel aan alle rigtings van Newcastle af waar ons gaan bedien. En seker so 2 weke na dit, bedien ek by die lede in Christus Kerk daar in Newlands, het ons daar die voorreg gehad om te gaan bedien, en dan die Sondag aand by Pinksterkerk van God daar in Kreeusdorp. Maar ek en my vrou het in die week vertrek, met hierdie in ons agterkop van, weet jy wat, ons bid altyd wanneer ons ry, maar ons moet meer ernstiger bid, en to the point. En my skoonseun pastoor en hier sê van my skoonpa, weet jy wat, julle kom nou deur, daar is 'n klomp goed wat ons moes laai, wat van Rustenburg afgekom het, so ek haal toe my sleepwa, en hy sê, skoonpa, jy kom nou deur met die sleepwa, sit die motorfiets op, en dan kon ry ons bietjie daai Saterdag nou bietjie saam met hulle met die motorfiets, en ons het so 342 km met die motorfiets gery, maar toe ons hier by die huis voordat ons vertrek, kyk ek altyd na die goed, en ek voel dat die linkerwiel van die sleepwa is bitter min, maar effens, as hy net so 'n bietjie 'n speling op. En ek skakel toe 'n man daar in Kreeusdorp. Ek sê, luister, dit is die scenario. Hy sê, man, hy sê, oom Roof, hy sê, pastoor, ry net bietjie stadig, weet, ons ry by Memel, hierdie bergpas, Botaspas, en die motorfiets wat agter, wat op die wa is, weeg 270 plus kilogram, so, dit is 'n relatief swaar vrag, en hy is maar top heavy. En ek bel my skoonseun, hy sê, skoonpa, selfs storie, ry versigtig, ons sort die ding uit, ek reël toe met die ander ouetjie, wanneer ons in Kreeusdorp kom, dan gaan ek die waantjie by hom los, dat hy sommer vir my na die wiele kyk, en. Mense, ons ry, man, ons is hier deur hierdie bergpas, ons is by Memel verby, waar die paaie nie goed is nie, en ons kom daar by net aan die kant Vrede, kom ons op die N3, en ons is daar op die snelweg, en ons ry, en daar's bietjie reën op die pad, en is glad, maar ons ry, en ons kom in Kreeusdorp, waar ek toe nou die sleepwa gaan aflaai by die persoon, sommer met die motorfiets en alles. En ons laai die motorfiets af, en Vrydagmôre, dit was die donderdag wat ons gery het, Vrydagmôre, kontak hy my, en hy sê vir my, hy sê, oom Roof, hoor wat ek vandag vir jou sê, daar is 'n God wat lewe. En toe hy dit sê, toe raak ek amper ijskoud, toe weet ek. Hy sê, oom, daar is geen draad, nou julle manne wat kyk, die as van 'n wa, het wat hulle noem 'n thread op, 'n draad, waar die hoofbout, wat die wiel vas op is sy wheel bearings, hy hou actually die wiel vas aan die as. En hy sê, oom, daar is geen draad meer nie. Hy sê, en die bout wat die wiel vashou, was reg op die punt, op die laaste tred. Hy sê, letterlik net so gemaak, toe kom hy af. Ons het 300
248 kilometer gery. Kom ons sê 360 kilometer gery tot daar. Met 'n swaar vrag, met die treile wat soms so maak van die wind en die goeters. En toe hy hom oplig, toe haal hy letterlik so te sê, net die wiel so af. Dis net God. Nou, vir my is die getuienis dit, dat as daai wiel sou uitkom, kom ons sê jy ry 90, 110, is die kans so goed dat die sleepwas so gerol het met die motorfiets op en hy kon heel moontlik ons Fortuner ook omgegooi het. Wat vir my dadelik by my opgekom het, was die gehoorsaamheid. Weet die Bybel sê, dat gehoorsaamheid is beter as offer. Ek sê dit baie, the devil never fights a nobody. Never. Ek eer God vir die gehoorsaamheid van daardie pastoor en sy span, wat letterlik, en miskien is dit net ek, dis nie dat ons nou minder bid, minder ry, en wel, okay, daai sou 'n ongeluk gewees het, ons is fine nou nie. Nee. Ons trek altyd die wapenrusting aan en ons pleit altyd die kosbare bloed van Jesus oor ons. So ons is in met hierdie goeters. Maar ek glo persoonlik dat daardie was die een ongeluk, of dalk die een wat ek glo die vyand beplan het om vir my en my vrou dalk te probeer om die lewe bring. My getuienis is dit, dat die Bybel sê, dat ek het 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Ek het 'n God, jy ook, wie so intens in jou belangstel en in my, dat hy in die gees, of deur die gees, in die gemoed van iemand wie ingestel is, en fyn getune is, tot hom, om te kan hoor. En ek wil hierdie extra oorwinning kry, want hulle sê, jy het oorwin deur die bloed van die lam, en die woord van julle getuienis. Daar is soveel krag in, soos daai een melaatse, wie teruggekom het, en gesê het, ek gaan die Here kom dankie sê. 10 van hulle, 1 draai terug. Onthou, al 10 was gesond, maar nie al 10 was gered nie. Die Bybel sê, en hierdie een het teruggekom, en die Here was so beïndruk, dat hy vir hom gesê het, jy is nou gered, my Afrikaans. Ek wil vir die Here dankie sê. Ons klim baie keer in die kar, wanneer ons ry, Jess ry op haar eie, ek is op my eie, ek probeer maar baie keer in fokus vir die dienste, terwyl ek so ry, dan kom maar baie goed in my op, sy is besig, en dan gesels ons, dan lag ons, en dan as ons maar weer elkeen in sy eie wêreld. Maar wat ek probeer sê, by hierdie uitsending, hoe belangrik dit is, dat wanneer God vir jou sê, dat jy vir iemand moet bid, moenie vra hoekom, waarom en hoekom nou nie. Dit gaan ons nie aan nie. Dit gaan ons nie aan nie. Wees net gehoorsaam. Weet jy, daar is min mense, op wie ek en jy kan terugval, en sê, weet jy wat, ek kan hierdie persoon of persone vertrou met my lewe. Jy weet, hierdie is vir my so wonderbaarlik. As dit met jou goed gaan, moet jy altyd onthou, daar is 'n vyand. Pastoor, as jy een van die min predikers is, wie die waarheid verkondig, is daar 'n duiwel wie jou haat. Hy haat jou. Daar is nie 'n ding van, hy like my nie. Hy is nie happy met my nie. Hy haat vir my en jou met 'n haatlike haat, wat uit die put van die hel uitkom, en hy het geen saak of ek en my vrou 'n hemelkind het, wat bitter baie afhanklik is van my en haar oorlewing en haar lewe, en wat ek dink as daar 2 mense is, obviously, wie haar verstaan, hy het geen simpatie met haar ook nie, hy sal ons wreed wil wegvat,
En toe daar die man die waantjie opjack, toe is daai wiel so te sê klaar uit. Hy moes net, hy sê ook nie eens 'n knikkie nie, 'n halwe knikkie, het daai wiel uitgeval. Ek bedoel mense, jy ry 100, 110, 120, en daai ding klim uit op 'n nat pad, want die pad was 2/3 was dit nat gewees, maar omdat daar gebid was, die krag van gebed, daai corporate anointing, daai salwing wat die jikke breek, daai blydskap wat ons beskutting is, en jy's ingekonnekteer by die regte mense. Weet jy, dit is so belangrik, dat ek en jy sal sê, be connected with the right people. Wees gekonnekteer met die regte mense. Mense wat vir jou sal bid. Sê, as jy sit en jy hoef mense verneer, of jy gaan nie nou ry nie, ek voel in my gees, ek wil dit en dit en dit en dit en dit. Ek het nou so rukkie terug. Ek weet nie wat so die outcome gewees het nie. Doesn't really matter, does it? Nou so ruk terug, my vrou sit er agter die kamera. Ek dink dit was seker op dit, was ergens in laas jaar. Toe, gaan my vrou, en ek dink, was die middag, en sy gaan kar toe, ek het daar gereed, ek sê, luister, wil jy nie net gou met die werker gaan aflaai nie? En weet jy, toe sy in die voertuig klim, toe voel ek het so solid as wat ek met jou praat. En ek stap uit, ek sê, luister my vrou, ek weet nie, jy moet nou ry nie, ek sal ry in jou plek. Dat het niks gebeur nie. Ek was onder 10 minute weer terug by die huis. I will never know what the enemy has lined up. Jy weet, as my vrou so ry dorp toe, as ek meeste van die keer, sê ek van luister, het jy gebid? Nou my vrou is 'n bidder, sy is lief om te bid. Dit is actually eintlik 'n dom vraag. Dan sê ek, het jy gebid? Ons bly 7 kilometers min of meer uit die dorp uit. Hoekom sê ek hierdie goed? As God vir jou deurgekom het, do not be silent. Gaan vertel mense en oorwin hom deur die bloed van die lam en deur die woord van jou getuienis. Daar is soveel, ek wil sê, geestelike charme, geestelike geestelike autoriteit, geestelike krag aan iemand wat opstaan en sy storie vertel. Daar's Pastor Dion Botman, sy vrou Denise, daar van Homebase in Kreeusdorp, het een keer jare ding, en dit is met die vroue, nee, hulle noem het, vertel jou storie, vertel jou storie. Ek kan wonder, ek hoef nie te wonder, hoekom werk het so prominent, hoekom is het so powerful nie, want wanneer jy begin jou storie vertel, to give God the glory, come on, to give God the glory. Ek wil vir jy sê, heaven gets excited hoor. Heaven gets excited when you tell your story. En ja, dit gaan nie oor die trailer nie, dit gaan nie oor die motorfiets, dit gaan nie oor die Fortuner nie, maar ek wil nou vir jou sê, die kans is so goed wees, dat al drie heel moeilik 'n write-off sou gewees het, en dalk nog ek en my vrou ook, maar daar was iemand wat gesê het, ek stop hierdie prosedure, ons moet nou seën en salf en lekker kry in die Here prys, en hy stop en hy sê die Here sê, sny af die gees van vroeë dood, die vyand, the enemy has lined them up for destruction, maar ek wil vir jou sê vanaand, ja, what the enemy means for your destruction, come on, God turns around for his glory, dis die God wat ons die, dis die werklikheid wie hy is, halleluja, dis die een oomblik, dis die oomblik, dis die oomblik van 'n God, wat God vir jou gee, en jy sê, oh my God in heaven, I cannot be silent, because God is an awesome God. Mense, ek is so excited, julle verstaan nie, dit borrel hier binne in my. Ek het hierdie vertel by die kerk, ek het vertel waar ek gepreek het, ek het gestuur op 'n voice, ek het my vrou gesê, ek wil hierdie opneem, vir kruiskyk, jy sien julle ouens, ons nommer kom op hierdie skerm nou. Kyk daai nommer, stuur vir my 'n WhatsApp, vertel my jou storie, deel dit met iemand, en weet jy wat, en as jy ons voice clip soek, dan stuur ons dit vir jou. We just need, get all excited, sê die koortjie, tell everybody that Jesus Christ is King. Ek hoop jy vat hierdie vanaand as 'n motivering vir jou, that I refuse to be silent. I will not be silent in the night. My God is an awesome God. Vader, baie dankie dat ons 'n voorreg het om te kan bid.
aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dis wat die koortjiedigter sê, Here, maar ek bid, dat hierdie luisteraar vanaand, Here, sal moed kry om hulle storie te vertel. Here, hierdie is een van duisende, dis 'n vars een. Here, die stoom trek nog uit hom uit soos 'n brood uit die oondtyd. Maar Here, dankie dat ek vandag en op hierdie oomblik kan terugkom soos daai een melaatse en sê dankie Here dat U ons gehelp het en dat U ons beskerm het. Ek bid vir hulle wat kyk that they will get encouraged by this. But I say we will not be silent, we will tell our story. Here, ons het U lief, want U het ons eerste lief gehad, en ons dankie vir die wonderlike genade in Jesus naam. Amen. Nou julle ouens, baie dankie dat jy ingeskakel het vir die voorreg wat die Light Ministries Newcastle het om in jou sitkamer te kan kom kuier op hierdie Sondag aand, en miskien is dit koud, ek weet nie, en as die Here vertoef om te kom, dan word hierdie uitsending, hoort dit vanaand die 28ste te wees, Junie, Sondag aand die 28ste. Ek praat volgende Sondag aand weer met jou, so die Here se wil is so. Baie dankie dat jy geluister het. Die Here seën vir jou, totsiens.